Die heel eerste evangelie boodskap, die heel eerste boodskap van redding, wat ook die proto-evangelium genoem word, vind ons in Genesis 3 vers 15, en dit weet julle nou al baie goed, en julle ken hom al baie goed. Maar in Genesis 3 vers 15, waar God na die sondeval, die evangelie aankondig. Die evangelie aankondig. So ek sê, julle ken dit, maar kom ons lees dit weer. En hier sê God aan die slang, Satan, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jy die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Hierdie vers, hierdie teksvers, hierdie proto-evangelium, hierdie eerste boodskap van redding, is gesetel, is gebaseer op een ding, en dit is die toorn van God. Die toorn van God, sy ontsteltenis, sy afkeer, sy woede selfs, oor die sonde. En dan as ons dan verder in die woord van God kyk na die kruisiging, die opstanding, die hemelvaart, daar die hele aspek rondom Christus se groot offer. En dan weet ons dit, die kruisiging, opstanding, hemelvaart, is die werklike vervulling van God se belofte in Genesis 3 vers 15. Maar God se woord getuig ook oor die uiteindelike vervulling van God se belofte, die finale vervulling, as ons dit so kan stel, met sy finale woorde in Openbaring 22 vers 21. En kyk gerus julle Bybels na Openbaring 22 vers 21. En hier is God se laaste woorde dan: en kyk, ek kom gou, en my loon is by my. Dit wil sê, die beloning wat julle gaan ontvang, hou ek by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. In vers 14 dan: geseënd is die wat hulle klere was. Dit is 'n verwysing na met hulle sondes handel, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Hierdie vers is dan vir ons die versekering, die bevestiging van die feit dat God sy redding voltrek. Hy gaan dit voltooi. En dit wat in Genesis weggeneem is na die sondeval en van die mens verwyder is, word nou weer hier in Openbaring 22, word aan die mens gegee met die saligspreking: geseënd is die wat hulle klere was, wat tot redding gekom het en met hulle sondes handel. Ook deur na Christus te gaan en met voortdurende sondes ook daarmee te handel, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Ek het reeds gesê, Genesis 3 vers 15, die eerste evangelie, die belofte van God se genade wat gaan kom, en Openbaring 22 dan, die werklike uiteindelike vervulling daarvan. En hierdie twee skrifdele, Genesis en Openbaring, is inderwaarheid die twee boekstutte van God se woord. Dit hou die hele Bybel by mekaar. En dis ook die boekstutte van God se genade, met ander woorde. Dis die boekstutte van God se genade, en alles tussenin getuig van God se genade. En waar begin God se genade? In sy toorn, sy ontsteltenis, sy kwaad wees oor die sonde. Sy kwaad wees oor die sonde. Sy handeling met die bose daarmee.
En alles wat daarvandaan gebeur, dwars deur die Ou Testament, dwars deur die Nuwe Testament, tot en met Openbaring is dan alles die boodskap van God se genade. Sy boodskap van genade wat beskikbaar is vir die wat na hom luister, na sy woord luister, op sy woord ag gee. So in hierdie tydsgewrig waarin ons nou lewe ons tussen die belofte van Genesis en die vervulling in Openbaring. Dit is God se woord wat vir ons gegee is om te sê, jy as gelowige en julle as kerk, dit is hoe julle moet lewe. Dit is hoe julle moet lewe. En dit, geliefdes, is die werklikheid van ons hier en nou. Van hierdie tydsgewrig, die tyd waarin ons lewe, hierdie elke dagse bestaan waarin ons lewe, elke oomblik wat ons lewe, is dit die waarheid waaronder ons staan en lewe as kinders van God. En dit is dan juis in God se woord, vanaf Genesis tot Openbaring, dat ons voortgang vind, as individuele gelowiges, maar ook as Nuwe Testamentiese kerk. Want wat ons ook goed ken is daardie vers in Handelinge 2 vers 42, wat die omvang van die aktiwiteit van die Nuwe Testamentiese kerk beskryf. Handelinge 2 vers 42. En wat sê dit vir ons? Dat hulle het volhard in daardie 4 baie spesifieke aktiwiteite wat God vir hulle gegee het om te doen. En ons gaan weer daarna terugkom. Maar dit is dan ook waarvan Paulus se skrywe in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 getuig. Ook 'n skrifdeel wat vir ons baie bekend is. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig. Dis doelgerig, dis funksioneel vir onderrig, om ons te leer, vir weerlegging, as ons dalk in dwaalleer sou verval, weerlegging van dwaalargumente, teregwysing vir ons te sê, nee, maar dit is nie hoe God sê jy moet lewe nie, en opvoeding, maar ook hoe om ons kinders groot te maak, om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, in staat kan wees, ten volle of volledig toegerus vir elke goeie taak. Met andere, wat hierdie skrifdeel sê, God se woord is vir ons, alles wat ons vir die geloof en lewe nodig het. En ons het niks meer as dit nodig nie. En hier waar ons nou in die 21ste eeu leef, dan gaan ons terug na 2000 jaar terug van die oorspronklike gegewe betekenis van wat God daar aan sy kerk gegee het. En hoe hy dit aan hulle openbaar het, deur die Ou Testament as die basis te gebruik, en dan die nuwe openbaring in die Nuwe Testament, wat die lering is wat Christus aan sy apostels en van hulle medewerkers gegee het, in besonder in daardie tyd tussen sy opstanding en die hemelvaart, waar hy intensief in daardie tyd hulle onderrig het en gesê het, maar dit is hoe die kerk van Jesus Christus moet wees. Nou weet ons dit, hierdie geopenbaarde woord van God stel elke gelowige in staat om in gehoorsaamheid en uitlewing elke lewenssituasie te hanteer. Dit wil sê, geliefdes, ons kan in geen situasie ons ooit bevind wat ons nie kan hanteer met die wysheid wat ons in God se woord vind nie. Dit is die anker in die lewe, maar is ook ons anker in ons sterwe. En dit is waarvan ons gesing het. En wat die eerste vraag gevra is, will your anchor hold? Sal jou anker hou? Sal hy vasgeanker bly in die woord van God?
Want in jou lewe en in jou sterwe is dit wat jy nodig het. En ek maak hierdie stelling ook in terme van ons boodskap uit Romeine 1, ons verdere boodskap in Romeine 1. En God het vir sy kerk en elke gelowige die anker gegee, wat ons styf geanker hou in elke lewenssituasie. En vir hierdie lewe is ons as die skape, die kudde van ons hemelse Vader, is ons sy kudde, ons is onder sy sorg. Hy wat ons herder is, Jesus Christus. En in sy woord, sy geopenbaarde woord, het ons alles wat nodig is vir geloof en die lewe. En dit is wat Paulus dan juist daar in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 geskryf het en bevestig het. En daarom is, as ons dit nou in gedagte hou, dan is dit dan ook 'n gepaste boodskap vir vandag, die gepaste raamwerk vir vandag se boodskap. En terwyl julle so sit, ek wil nou spesifieke illustrasie voorhou, wat 30 jaar gelede in Los Angeles, wat ek daar raak gelees het. Het klink miskien na 'n onsinnige situasie, maar luister baie goed. Maar probeer ek verstaan, wat is die situasie wat daar geld, nadat hierdie dinge plaasgevind het. Nou die berig wat het gegaan oor 'n jong man wat met 'n meisie uitgegaan het en 'n redelike vaste verhouding met haar gehad het. En almal het aanvaar dat hulle een op 'n tyd gaan trou. Maar tot die jongman se ontsteltenis het sy pa, sy eie pa, ook in haar begin belangstel en nadat hy van sy vrou, die jongman se ma, geskei het, het hy die pa met die meisie getrou. En die jongman was baie ontstel daaroor. En hy het toe uit wraak op sy pa met die jong meisie se ma begin uitgaan en uiteindelik met haar getrou. En die gevolge hiervan was onberekenbaar. Want dink nou net daaraan. Na sy pa se huwelik met sy ex-meisie en na sy huwelik met die ex-meisie se ma was die volgende familiefeite nou waar. Sy ex-meisie het sy skoondogter geword. Sy skoonma was nou sy vrou en sy pa sy skoonseun. En dit het beteken, as mens dit alles mooi konstrueer, dat hy nou inderdaad sy eie oupa was. En so kan ons nog baie permutasies uitwerk van hierdie feite, hierdie ware gebeurtenis wat plaasgevind het. Wat 'n onsinnige, totaal onsinnige situasie was. Maar dis nie eers die moeite werd om tyd daaraan te spandeer nie, moet dit asseblief nie nou probeer uitwerk terwyl julle hier sit nie. Maar ek gebruik dit as illustrasie om die verwarring en deurmekaarspel van die huidige tydsgewrig te probeer illustreer. Dat daar dinge plaasvind wat totaal onverklaarbaar is en dat daar verhoudings plaasvind ook binne die kerk. En ek praat nie van noodwendig huweliksverbintenis nie, maar dat daar dinge met die waarheid plaasvind, verhoudings binne die kerk met die waarheid plaasvind, wat ons nooit gedink het ooit sou kon gebeur nie. En so onsinnig as wat hierdie gesins- of familieopset was, so onsinnig is die situasie wat ons in die kerk van ons dag aantref. Maar as ons nou sou probeer om die ontwikkelings en verhoudings van die huidige samelewing te verstaan, en ook dan met 'n agneming van wat ek voor die diens begin het verduidelik het oor die invloed van AI of die kunsmatige intelligensie, ChatGPT, op die kerk en hoe dit geïllustreer is, hoe dit wonderbaarlik boodskappe nou kan uitspoeg vir elke predikant om op 'n Saterdag aand vinnig sy boodskap uit te werk. Binne 30 sekondes kon die kunsmatige intelligensie dit doen.
Maar dat ons dan in ag neem, dit is 'n boodskap wat nie onder leiding van die Heilige Gees uitgewerk is nie. En dit is nie 'n boodskap wat deur die Heilige Gees gebruik kan word om tot die gelowiges te spreek nie. Dit gaan dalk baie mooi boodskapies wees. Maar dit is nie die boodskap wat die Here deur die werking van sy Gees en deur sy woord op die hart van daardie herder van sy kudde geplaas het nie. En dit gaan verwoestende effek op die kerk hê. So dit is 'n vreemde wêreld waarin ons onsself bevind. As iemand 2000 jaar lank gehiberneer het en nou in ons tyd wakker sou word, sou dit 'n uiters traumatiese wakker word wees. Ek praat van meer as net die tegnologiese ontwikkeling. Ek praat van as hy as gelowige 2000 jaar lank gehiberneer het en nou om ewe skielik hier in hierdie tyd, die 21ste eeu, in die kerk van Jesus Christus hom bevind. Enerzijds in die samelewing, maar ook in die kerk. Wat sou die situasie wees? Hoe sou hy daarna kyk? Wanneer ons nou na ons teks toe gaan, dan sien ons, maar dit is presies waarna Paulus verwys het in Romeine 1, en waarteen hy gewaarsku het reeds 2000 jaar terug. En ons sien dan, soos wat hy gewaarsku het, dat sekere praktyke binne die kerk, binne die lewe van gelowiges, het ontaard in ongekende boosheid. En wat Paulus 2000 jaar gelede beskryf het, het nou tot volle wasdom gekom in die kerk, en die gevolge daarvan is lelik. En verlede Sondag was ons bemoedig deur die boodskap, baie spesifiek in Romeine 1 vers 16, waar Paulus gesê het dat hy hom nie skaam vir die evangelie van Christus Jesus nie, omdat dit die krag van God tot redding is vir beide die Jode en die nie-Jode. En die rede het hy in vers 17 gestel toe hy gesê, want die geregtigheid van God, die redding van God, word daarin geopenbaar uit geloof, tot almal se geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En nou geliefdes, is dit die waarheid van ons dag, dat daar min kerke is wat hierdie evangelie verkondig. En nog minder wat dit leef. En dat dit selfs in die oë en die verstand en die verstaan van die kerkleiers geword het, dat dit gaan oor die dinge wat die kerk doen in terme van sy betrokkenheid in die gemeenskap. Daarop word groter klem geplaas, maar hierdie hele aangeleentheid van wat wokeheid genoem word, om woke te wees, om goed te doen. En ek sê nie die kerk moet nie goed doen nie. En die klem en die rede vir die goed doen is omdat Jesus almal lief het. Maar geliefdes, ons kan so goed doen as wat ons wil, as ons nie by die liefde van God begin, wat Jesus Christus na die aarde toe gestuur het, om 'n reddingsboodskap te verkondig nie, is die werk van die kerk futiel, en daar is daardie welsyn wat plaasvind, en alles wat daarom plaasvind, is dit futiel. Die kerk het een boodskap, en dit is die redding in Jesus Christus, en dit is waarmee Paulus in Romeine 1 ons konfronteer. Nou, ons het verlede keer gesien, God skaam hom nie vir die evangelie nie, en God skaam hom ook nie vir sy kinders in die geloof nie. En dit was juist dit wat ons bemoedig het, om te verstaan, ons is so geborge in God, en in die boodskap van die Bybel, dat ons werklik met vertroue dit kan lewe, en moet lewe, sodat ons 'n kragtige boodskap het om uit te lewe. Maar wanneer ons nou dan vandag na Romeine 1 vers 18 toe gaan, dan verander die toon van Paulus se brief, wat tot dusver daar was, dan verander die toon drasties. En dit bring ons by een van die wesensaspekte van die evangelie, wat nie baie gewild is nie, en juist nie in die moderne kerk nie. Maar kom ons gaan na die teks, soos wat julle dit ook op die bulletin het, en dan lees ons
vanaf vers 18, Romeine 1 vanaf vers 18 en ek gaan net tot by 21 lees. Hier is die boodskap, want die toorn van God word vanaf die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Nou, God se waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is. Want God het dit aan hulle openbaar. Net vinnige verwysing, dis juist ook waar die ander Bybeltekste inkom, wat ons sê dat God het die kennis oor hom op ons harte, op die mens se hart geskryf. En daarom is daar geen mens wat op watter verafgeleë eiland ook al woon, wat nie kan sê, hy weet nie van God nie. Vers 20. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in die eerste plek in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hoe? Deur sy skepping, deur wat hy op hulle hart geskryf het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Kyk weer na vers 18, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van die mense. Nou vir die gelowige geliefdes, vir elke ware gelowige, is hierdie wonderlik bemoedigende woorde. Want dit is juist dan vir ons die bevestiging van dit wat God in Genesis 3 vers 15 beloof het. En wat tans besig is om tot vervulling te kom. En dit wat God in Genesis 3 vers 15 beloof het, was dat hy sy toorn sal openbaar oor al die sonde, al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mens. Dis wat God daar beloof het. En dit is wat Paulus dan nou hier in vers 18 bevestig. En toch, as ek daai woorde gebruik, is dit jammerlike woorde. En toch is die kerk van ons dag baie huiwerig om oor God se toorn te praat of te preek. Dis asof hulle dit graag eintlik by die Bybel sou wou uitskryf. Hulle is heel gemaklik, soos ek reeds gesê het, om oor liefde te praat, en genade, en al daardie dinge. Maar die evangelie van Christus Jesus, waarvan God se toorn die basis is, die fundament is, die anker is, dit sou hulle liewer verswyg. Terwyl sommige nie so ver sal gaan as om openlik te erken dat hulle dit as 'n vlek op God se karakter beskou nie, daar is mense wat dit wel so sien, is hulle tog ver daarvan om dit as 'n positiewe eienskap van God te beskou. Hulle hou nie daarvan om daaraan te dink nie, en vermy dit liewer in enige gesprek. So 'n groot deel van die kerk het die wanpersepsie dus dat God se toorn hoegenaamd nie met sy goedheid en sy liefde en genade strook nie, en probeer dit uit die boodskap uithou. Maar wat sê die woord van die Here vir ons? Wanneer ons na die woord toe gaan, dan sien ons dat God se woord geen poging aanwend om sy toorn te verberg nie. As geen poging van God om dit bietjie sagter te stel nie. God is nie skaam om bekend te maak dat sy toorn oor alles wat sonde is, alles wat anti-God of teen God is, 'n besondere, bepaalde, onverbloemde eienskap van hom is, dat hy sy toorn daaroor gebied. En ons sien dit in beide testamente. En van die
treffendste, mees aangrypende boodskappe kom juis in die Ou Testament voor hieroor. As ons byvoorbeeld na die boek van Deuteronomium gaan, Deuteronomium verwys na die tweede gee van die wet aan Israel, Deutero 2, maar die Hebreëse naam van die boek is eintlik, dit is die woorde. Nou wat die Hebreëus, as hulle daarin in die Hebreëus sou sê, dit is die woorde, verwys dit na die boek van Deuteronomium, hoe ons dit ken. Het gaan nie hier oor 'n tweede gee van die wet nie, maar eerder Moses se verduidelikings, deur sy toesprake en deur sy gesprekke oor die wet met Israel. Nou hy verduidelik aan Israel, wat het God bedoel met die gee van die wet? Daar was daar baie toesprake, boodskappe van Moses opgeteken in hierdie boek van Deuteronomium. En dan in die finale hoofstukke vind ons die verandering van leierskap wat plaasvind. Maar aan die einde van die boek van Deuteronomium laat God nou die oorgang van Moses na Josua plaasvind. En dan in hoofstuk 31 en 32 kom ons dan by die lied van Moses uit. Die lied van Moses, hier is Moses se afskeidwoorde aan Israel. En uiteraard is dit 'n baie belangrike aspek van sy boodskap aan die volk wat hy vir 40 jaar lank deur die woestyn gelei het. Nou kom ons kyk na Deuteronomium 32 vers 1. Luister, o hemele, dat ek kan spreek, en laat die aarde hoor die woorde van my mond. Nou, hy roep eintlik God en sy skepping as getuie. Laat my leer, die doktrine, dit wat ek leer, drup soos die reën, maar tot groot genade vir die wat daardeur geraak word. My woord vloei soos die dou, nog verdere seën, soos reendruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante. Met andere, God seën asseblief hierdie boodskap, soos wat u die aarde seën met die water, in watter vorm ook al, wat u gee, die water van die lewe. Vers 3. Want die naam van die Here, eintlik die naam van Yahweh, roep ek uit. Gee grootheid aan onze God. Gee grootheid aan onze God. Die rots, ons God, die rots. Volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte. 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Wat sê hy hierso? Die woorde van God het 'n doel voor oë, en dit is dan ook om die mense te dissiplineer wat nie aan hom gehoorsaam is nie. Nou, ons ken hierdie vers miskien baie beter in die Engelse, daar's 'n Engelse hymn wat daaroor gaan, ascribe greatness to our God. He is the rock, his work is perfect, for all his ways are just, a God of faithfulness and without evil. Just and upright is hier. Dit is hierdie verse. Dit is waarop hierdie gesang gebaseer is. Maar wat sê Moses? God se werk is volkome. Dit is in sy toorn gebaseer, want hy tree dan ook in dissipline op. En juist dan deel van die seëning wat hy op sy volk moet uitstort is dit, om hulle te dissiplineer waar dit nodig is en wanneer dit nodig is. Dit is wat sy gebed behels. Dit is hoe Moses, God se uitverkore leier vir sy volk. God het sy volk uitverkies, hy het die leier vir sy volk uitverkies. En daarom kan ons dit dan met reg sê, want dis dwars deur die Ou en Nuwe Testament, is uitverkiesing 'n deel van God se handeling in hierdie wêreld. En ons vind dit oor en oor bevestig. Dit is hoe Moses, die uitverkore leier van God se volk, wat hulle uitlei uit Egipte na die beloofde land, hoe hy sy lied begin. En na 40 jaar deur die woestyn, op die vooraand van hulle binnegaan in die beloofde land, dan weet ons dit. En dit is juist so sprekend. Moses, God se uitverkore leier vir sy volk, gaan nie saam in die beloofde land in nie. Hy bly agter. Hoekom?
Omdat hy God ongehoorsaam was. Kyk hoe sprekend is die hele boodskap van die Bybel. Moses, ten spyte van alles wat hy gedoen het, dink net aan sy onderhandelinge met die farao en die towenaars van die farao en dan die volk en hoe hy dikwels deur die volk amper verwerp is en hoe hulle partykeer in opstand teen hom gekom het, hoe hy hulle 40 jaar lank deur die woestyn gelei het, en ek kan nie dink aan 'n moeiliker taak wat daar vir enige politikus van ons dag is nie. Hulle wil klaar, sê maar net, jy kan dankbaar wees, jy was nie Moses nie. Vir 40 jaar lank om hierdie klompie Jode deur die woestyn te lei. En ons weet hoe hulle gemurmureer het. Maar kyk juist, dit was juist in Moses se woede, sy kwaad word oor hulle en hulle optrede, dat hy God ongehoorsaam was. En wat hy met daardie kierie in die rots gehandel het op 'n manier wat hy nie moes nie. Waarvoor hy wel goed die welsyn van sy volk bevorder het, maar hy self was aan God ongehoorsaam. En daarom sê God, Moses, jy sal die beloofde land sien, jy gaan op die berg Nebo klim, maar jy gaan nie saam met hulle in nie. Watter sprekender voorbeeld kan ons dan vind om vir ons te sê, ons kan nie onverskillig wees hoe ons met God se woord omgaan nie. Ons kan nie onverskillig wees nie. Maar Moses begin sy slotwoord, sy slotlied met 'n loflied, 'n lof aan die Here vir wie hy is en vir wat hy doen. En dan verder in hoofstuk 32 is daar dan is ook 'n profetiese lied oor God se verhouding met Israel. En dan verwys hy na Israel se ontrou aan God en God se oordeel oor hulle. Maar dan kom ons in vers 39. Deuteronomium 32 vers 39. En hier spreek God deur Moses tot die volk en dan sê hy aan hulle, en is nou God wat spreek, sien tog nou in dat ek die een is. Die ene is. Daar is geen God naas my nie. En luister na God se verklaring verder. Ek maak dood en ek gee die lewe. Ek verpletter, ja, ek maak gesond. En niemand red uit my hand nie. Maar niemand kan iemand verwyder as ek hom vashou nie. Ja, ek hef my hand op na die hemel en sê, so waar as wat ek ewig geleef, ek gaan my flitsende swaard skerp maak. En my hand sal dit vir die vonnis vasgryp. En ek gaan wraak neem op my teenstanders. My haters gaan ek vergeld. Ek gaan my pyle dronk maak van bloed, my swaard sal vleis verslind van die bloed van gesneuweldes en gevangenes van die kop van die vyand se leiers. Dit klink vir ons verskriklik in ons moderne konteks. Maar dit is God wat homself openbaar en aan ons bevestig. My waarheid is onverhandelbaar. Dit is wie ek is. En wat God begin het daar in Genesis 3 vers 15, vind hier verder neerslag. God handel met die sonde. God se toorn ontvlam oor die sonde. En hier sê hy dit baie duidelik. Dis God se selfopenbaring wat ons hier lees. Is daar iemand van julle wat dalk nou voel, nee wag, kon God dit dan nie bietjie meer so kras gestel het nie? Maar geliefdes, ken ons dan nie die aard van ons God nie? Wil ons dit ontken? Want hoe beter ons dit verstaan, hoe beter sal ons die evangelie van redding begryp. Die evangelie van genade begryp. Jy sien hier die
aangrypende geskiedenis deur Moses bring 'n kragtige boodskap vir ons. God sal sy toorn oor beide sy volk en sy vyand laat geld, indien hulle nie sy woord gehoorsaam nie, en op sy waarheid reageer nie. Soos dit self in Moses se geval baie duidelik was. So, hier is dus 'n wonderlike voorbeeld, 'n wonderbaarlike voorbeeld, 'n genadige voorbeeld van God se toorn teen die sonde. As ons nou na konkordansie van die Bybel kyk, dan sal ons sien dat daar meer verwysings na God se toorn is, as na sy liefde en sy goedertierenheid. En ek probeer dit nie daardeur ontken nie, ek sê maar net, as ons na 'n balans kyk, dan sien ons, maar God se toorn is altyd die begin. As ons van liefde praat, dan begin dit in sy toorn teen die sonde, teen die kwaad. As ons van genade praat, dan begin dit in sy toorn teen die sonde. En ons moet verstaan, dat God se toorn net soveel 'n eienskap van God se goddelike en heilige volmaaktheid is, as sy liefde en genade en getrouheid en barmhartigheid en krag en al sy ander eienskappe. En ek sê weer, dit is juist dan God se toorn teen die sonde, wat sy heiligheid bo alles demonstreer. En as daar nou die een eienskap van God is wat ons moet verstaan, geliefdes, is dit sy heiligheid. Maar as ons nie sy heiligheid verstaan nie, dan kan ons dalk sy ander eienskappe wat alles in die skrif beskryf word, en ons dink aan sy alwysheid, alwetendheid, almeteenwoordigheid, sy krag, sy heerlikheid, al daardie dinge kan ons nie verstaan as ons nie by sy heiligheid begin nie. Want al daardie eienskappe is is manifestasies van sy heiligheid. Hy het 'n heilige liefde. Sy krag is heilig, sy beoefening van krag is heilig. Alles wat God doen en is heilig. En as dit nie vir God se heiligheid was nie, dan was daar nie vir ons vandag redding nie. Dit is wat Genesis 3 vers 15 vir ons sê. En as die instrument om sy heiligheid te handhaaf, het God hierdie heilige eienskap, en dit is sy heilige toorn teen die sonde. Elke vorm van die sonde. En onthou wat die woord heilig beteken? Die stam van die woord is dieselfde wat ons dan ook van heilig kan aflei, naamlik heel, heilig, heilig. Hy is volkome. Hy is volkome in homself. Hy het niks van niemand nodig nie. Hy is volkome in alles wat hy doen en is. Daarom is die kleinste sonde wat teen hom begaan word, 'n aanval teen sy heiligheid. Hy is heel, hy is volkome. Maar daai heel verwys ook na suiwer, pure. Ons redding, geliefdes, begin in God se heiligheid. Daarom kan ons dan werklik sê, God staan, of God is vir dit wat goddelik, heilig, goed en regverdig is, maar teen alles, wat die teenoorgestelde van hierdie dinge is. Maar teen die sonde, en die volle spektrum van die sonde. Daarom is dit ingebou, ingebed, in sy geopenbaarde woord, dat hy sy toorn moet openbaar teenoor alles wat boos en sondig is. Want dit is wat hy in Genesis 3 vers 15 beloof het. In die Bybel vind ons verskillende manifestasies van God se toorn, en dis nou 'n groepering
dit word nie so by name nie, maar ons kan, as ons na verskillende situasies kyk waar God se toorn beskryf word, dan help dit ons miskien om die omvang daarvan te besef. En ek gaan dit net vinnig noem, ons gaan dit nie elkeen intensief behandel nie. Ons kan sê dat God se toorn op verskillende maniere en in verskillende situasies op verskillende wyses gemanifesteer word. Eerstens, die eerste ene wat ek nou verwys is, God se ewige toorn. God's eternal wrath. God se ewige toorn. Dit is God se uiteindelike toorn en straf met die ewigheid in die hel oor alle ongelowige sondaars. Met ander woorde, dit is die ewige toorn van God wat oor almal wat in die hel hulle gaan bevind, oor wat oor hulle is. En dit gaan nooit verander nie. Tweedens, ons noem dit die eskatologiese toorn, of katastrofiese toorn, of sy rampspoedstoorn, hoe jy dit ook al, ek sukkel om Afrikaanse name daarvoor te kry, so as julle met beter name kan kom, help my asseblief. Engels, eschatological wrath. Dit is die toorn van God, wat aan die einde van die wêreld vrygestel word, die finale, tydens die finale, God se finale afrekening met die sonde en met Satan, is dit hierdie dinge wat plaasvind, soos het byvoorbeeld in sommige Oud-testamentiese boeke beskryf, maar dan ook in besonder in die boek van Openbaring. Maar Jesus het ook daarna byvoorbeeld verwys, in sy Olyfberg toespraak het hy ook daarna verwys. So dit is die toorn wat gaan oor die eindtye wat kom en hoe verskriklik dit gaan wees. Derdens, het ek genoem dit die rampspoedstoorn, en ek sukkel vir 'n Afrikaanse woord, God's cataclysmic wrath. Die dinge wat hy toelaat of voorskryf. En daar moet ek myself onderbreek. Hierdie is volgens God se toelatende of sy voorskriftelike wil. Nie net hierdie derde een, maar almal. Al hierdie aspekte van God se toorn is een van die. Of sy toelatende wil, hy laat dit toe, of sy voorskriftelike wil. Want ons glo onvoorwaardelik in God se almag. En dat hy soewerein is, en dat daar niks gebeur, ook in ons lewens, wat nie deur hom toegelaat of voorgeskryf word nie. En dit gee ons nogal 'n ander perspektief, as ons dit werklik begin toepas, en dit uitleef. Maar die derde groep, ek noem dit die rampspoedstoorn, cataclysmic wrath. Dis die dinge wat gebeur in die wêreld, oorloë, vulkane, orkane, aardbewings, vliegtuie wat in die 20 vaart jaag, duisende sterftes, busrampe, al daardie dinge moet ons verstaan, is deel van hierdie rampspoedstoorn wat God toelaat. En dan is daar die een verskil wat ons dan as gelowiges hierin het, is dat God dat juist dit heel dikwels gebruik, om ons sterk te maak, om ons terug te vat en vir onsself te verander, maar waar staan ek ten opsigte van God? Nou kan God daardie ding gebruik in my lewe. Hierdie ding wat ek gesien het as, dit is 'n ongekende ramp. Dis katastrofe in my lewe. Kan ek dan terugkyk en sê, maar God het dit gebruik om my te laat groei in my kennis en verstaan van hom. Die vierde ene is God se gevolglike toorn, die consequential wrath. Dit is daardie toorn, die vorm van toorn wat God toelaat, wat sê, jy gaan maai wat jy saai. Die gevolge op jou dade, gevolge van jou keuses, wat jy kies of nie kies nie. Soos Moses, wat met Moses gebeur het. Moses het gekies hoe hy op God se opdrag gereageer het, en hy het daardie gevolge gepluk. Beteken dit dat Moses dan vir ewig verlore is? Nee. Moses is verseker een van die wat ons in die hemel gaan raakloop. Maar met ander woorde, dit wat God dan in die vlees toelaat, in die liggaam toelaat, om ons gees aan te spreek, is juist dan ook hierin gebed. En dan kom ons by die vyfde ene, en dis die groot ene waarby ons uitkom en wat vir ons in die volgende paar weke na gaan kyk.
En dit is wat ek dan noem ek wil net kyk wat het ek op die bulletin, die oorgee toren van God, die oorgawe toren van God, God's wrath of abandonment. God gee hulle oor. Dis wanneer God sy toren manifesteer deur mense of volke oor te gee aan hulle self en aan hulle eie wil of wense. Met ander woorde, 'n mens hou aan om te sondig en hy doen dit ten spyte van die feit dat hy weet, dit is nie reg nie, kan gelowiges wees, kan ongelowiges wees. Maar daar kom die stadium wat God sê, nou is dit genoeg. En dan trek hy daardie lyn. En dit is wat ons dan gaan sien verder aan in Romeine 1 vers 18 en verder. God gee hulle oor aan dit wat hulle oor hulle self bring en waarmee hulle self wil vermaak, troos, beloon, maak nie saak wat jou motiewe is nie. Maar as jy in daardie sonde volhard, dan gaan God jou op 'n stadium daaraan oorgee. Ons het voorbeelde van hierdie besonderlik, die tyd gaan aan. Een van die mees tragiese geskiedenisse in die Bybel het juis met hierdie sonde te doen. Die geskiedenis van Samson en Delila. Rigters hoofstuk 16. Waar God so duidelik wys dat hy dan vir Samson aan sy vleeslike luste oorgee. Ons weet hoe Samson en Delila, sy was 'n prostituut en hoe hy met haar die mekaar geraak het. Hoe sy deur die Filistyne omgekoop is om sy lyflike luste te gebruik om die geheim van sy krag uit te vind. En hoe hy na verskeie leuns aan haar en later ongeduld sy geheim aan haar verklap. En dan verraai sy hom, sy hare word afgesny, hy word aan die Filistyne uitgelewer, en hy kom ons by Rigters 16 vers 19. Lees ons die laaste stukkie van die geskiedenis. Sy het vir Samson op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep, en sy het Samson se 7 haarlokke afgeskeer. So het sy laat swak word, sy krag het verdwyn. Toe sê sy, die Filistyne is hier, of soos anders sê, die Filistyne is op jou, Samson. Het hy wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige kere. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Dis hoe dit daar staan. God het hom oorgegee. Dis 'n voorbeeld van God het hom oorgegee. En ons weet wat het gebeur. Die Filistyne het hom gegryp, sy oë uitgesteek, na Gaza toe gevat, daai Gaza waar ons vandag van praat, en hom met 'n dubbele bronsketting geboei, en hy moes soos 'n donkie die meel daar draai. En almal die hele volk kon met hom spot. God het hom oorgegee daaraan. Hoe het hierdie held van Israel nie geval nie? Hy wat op so kragtige manier deur God gebruik was. Maar wat het tot sy val gelei? Daardie lyflike, vleeslike lus wat hy nie kon bedwing nie. En God het hom oorgegee daaraan. Daar is nog 'n deel van Rigters wat ons nou kan kyk. Dit verwys na Rigters 10, hoe God teenoor Israel opgetree het. En hulle voortdurend met die Filistyne, die vyande van God se volk, omgegaan het en met hulle gode die mekaar geraak het. Maar kyk ek na Rigters 10 vers 13, ek slaan nou maar die skrifdele oor, julle moet self gaan kyk, Rigters 10 vers 13, as praat God met Israel en sê, maar julle was ontrou aan my, julle het ander gode gedien, en daarom het ek julle nie nou gered nie. En dan sê God hierdie, dit is seker van die ergste wat enigiemand kan hoor, gaan roep tot die gode wat deur julle gekies is, daardie gode wat julle gaan dien het, gaan roep hulle, laat hulle julle red, nou dat julle swaar kry.
Dis wat God vir sy volk sê. God het hulle oorgegee. Daar is nog baie ander voorbeelde. Miskien net vinnig hierdie een kommentator wat skryf, there comes a time when God abandons men. God comes to a point where he lets a people go. Lets them go to the consequences of their own sinful choices. They will not accept his counsel. They spurn all his reproof. As Proverbs says, so they eat the fruit of their own choices, and they have to be satisfied with the devices they have chosen. Dan moet hulle maar daarmee tevrede wees. Daar is ander voorbeelde ook in die Nuwe Testament. Byvoorbeeld Jesus in Matteus 15 vers 14, wat hy van die Fariseërs gesê het, nadat sy disippels hom kom meedeel het, dat die Fariseërs aanstoot geneem het oor die boodskap wat hy gebring het. En dan sê Jesus hierdie woorde, en mens kan hulle maklik mislees, want Matteus 15 vers 14 staan dit daar. Laat hulle staan. Dis die ergste ding wat God kan sê oor iemand, laat hom staan. Los hom uit. Skrikwekkende woorde. Los hulle aan hulle self oor. C.S. Lewis het die volgende geskryf oor hierdie, hy sê, the lost enjoy forever the horrible freedom they have demanded and are therefore self-enslaved. Laat ek weer lees. The lost enjoy forever the horrible freedom they have demanded. Dit wat hulle so graag wil hê, daardie luste, die begeertes van hulle harte. En dan gee God dit vir hulle. En dan is hulle self-enslaved, soos wat Lewis hier sê. Self-enslaved is sekerlik van die verskriklikste situasies waarin enige iemand hom kan bevind. Net nog een aanhaling. The wrath of God is his eternal detestation, sy afsky, of all unrighteousness. It is the displeasure and indignation of divine equity against evil. It is the holiness of God stirred into activity against sin. It is the moving cause of that just sentence which he passes upon evildoers. God is angry against sin because it is a rebelling against his authority, a wrong done to his inviolable sovereignty. En dis waarom die woord so duidelik sê, Psalms, ons sonde is in die eerste plek teen God. In die eerste plek altyd teen God. Ten slotte, geliefdes, God se toorn is geopenbaar toe God in Genesis 3 vers 15 die doodsvonnis vir die eerste keer uitgespreek het. Daardie vonnis wat hy aan Adam en Eva gesê het, dit gaan kom. Toe God die aarde vervloek het, die mens uit die paradys verdryf het, en daarna deur elke voorbeeld van straf, soos wat ons dwars deur die Bybel aantref, Noag se vloed, die vernietiging van Sodom en Gomorra, die gee van die wet aan Israel en die instelling van die offerandes en die bloed van elke offerlam, is 'n bewys, 'n definitiewe bewys, 'n sprekende bewys van God se toorn oor die sonde. Maar ook in elke geval van die heerskappy van die dood reg oor die wêreld. Dit is verkondig, dit word verkondig in die vloek van die wet op elke oortreding. En is te kenne gegee dan ook juis in die offers, in instelling van die offers. Maar bovenal is die toorn van God uit die hemel geopenbaar
toe die Seun van God neergedaal het, en sy bediening aan die mens begin het, en rondom die kruisgebeure op Golgotha, daar het God op geen ondubbelsinnige wyse sy misnoë en sy ontsteltenis teen die sonde verklaar. Maar God se toorn is ook vanaf Genesis tot en met Openbaring vergesel van God se genade. En daarom het Jesus opgestaan uit die dood. En as gelowiges kan ons nou saam met Paulus verklaar in 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 57. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. En dan daardie bekende vers in vers 55, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons, vir elke ware gelowige, dank God, dat hy aan ons die oorwinning gegee het, deur ons Here Jesus Christus. En ons skryf Paulus verder, daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Die boodskap van God se woord is, dit wat God van Adam en Eva ontneem het, sy teenwoordigheid uit sy teenwoordigheid te verban, om nie van die boom van die lewe te eet nie, word vervul. Openbaring 21. Wanneer God dan vir hulle toegang gee tot die boom van die lewe en hulle in God se teenwoordigheid self kom. Dis die boekstukke van God se liefde, genade. Maar geliefdes, die basis daarvan is God se toorn oor die sonde. Daarom mag ons as gelowiges nooit die toorn geringskat nie. En moet ons nie huiwer in die evangelie verkondiging om daarmee te begin nie. Want dit is juist die grootste oortuiging vir iemand om na God se woord te luister, sodat hy die woord van redding kan hoor en dit aangryp. God se toorn is 'n goeie boodskap vir ons. Is 'n goeie boodskap vir die kerk. Want dit is die grootste getuienis van God se liefde en sy genade. Dit is daarin gesetel. Mag ons dit ewig en altyd voor oë hou. Ons loof die Hemelse Vader vir hierdie groot genade waarin ons kan staan. Here, ons verstand is heel dikwels te klein om werklik dit te verstaan, die omvang daarvan, die detail, hoe dit uitgewerk word, al daardie dinge. Ons verstaan dit nie altyd in ons lewens, die Here. En ons vind dit baie keer moeilik om aan ander mense te verduidelik. Maar wanneer ons dan in vertroue na U toe gaan en die waarheid van U woord verkeer en op die Heilige Gees staat maak om vir ons dan ook te lei in elke situasie in die lewe, ook wanneer ons U woord verkondig, die genade boodskap van die evangelie van Christus Jesus verkondig, dan is dit 'n boodskap van liefde en genade, maar U toorn teen die sonde, wat in U heiligheid gegrond is, mag ons nooit vergeet nie. Wees ons genadig, o Here, en help ons hierin. Word verheerlik in hoe ons hierdie boodskap hoor en gaan uitleef. Mag dit waarlik tot U verheerliking wees. In Jesus se naam. Amen.